Goeiedag almal, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Ek wil vandag met julle praat oor wie mag klim en wie mag staan. Dawid vra in Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Dit is vir my asof hy nie net praat met ander mense nie, maar direk met homself praat en homself die vraag afvra, wat die vereiste is vir iemand om te mag klim op die berg van die Here en om in sy teenwoordigheid te mag staan. En weet jy wat, soms het ons nodig om op te hou kyk na ander mense en te begin fokus op onsself, ons eie lewens en om seker te maak dat ek nog op die plek is wat ek kan sê, ek kan opklim na die Here toe en ek mag staan in sy teenwoordigheid. Dan antwoord Dawid homself in Psalm 24 vers 4 en hy verklaar, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Daar is vereistes vir ons om te mag kom in die teenwoordigheid van die Here. Dawid verklaar in homself, slegs iemand met 1, rein hande, 2, met 'n suiwer hart, nommer 3, wat nie sy siel, wat nie sy gedagtes, wil en emosies ophef tot nietigheid nie, en nommer 4, wie nie vals sweer nie, is die wie die Here se teenwoordigheid mag ingaan. Wanneer ons hierdie dinge doen, dan sê Psalm 24 vers 5 vir ons dat die persoon wie hierdie dinge doen, sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Psalm 24 vers 6 sê, dit is die geslag van hulle wat na hom die Here vra, wat u aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Wie is 'n Jakob? Dit is iemand wie weet dat hy die Here nodig het en sukkel met goed in sy vlees en wat uitroep na God toe vir hulp. Mag jy 'n baie geseënde dag hê. Shalom.